Ons gaan op 2 plekke uit die Bybel uit saam lees. Die ene is sommer daar heel aan die begin, in Genesis hoofstuk 22. Kom ons sluit die oor saam in gebed. Ons Hemelvader, terwyl ons nou die woord oopmaak om daaruit te belees, wil ons bid, maak ons stil voor u woord, in eerbied en in ontvanklikheid om te hoor, want u wil met ons praat. U wil met ons praat deur u woord, hierdie ewige woord, wat die woord van die waarheid is, en wat so 'n geweldige krag in die wêreld het gedurende die eeue heen, maar ook vandag nog. Vanmôre, hier in ons midde en in ons harte, open die woord vir ons, Here, deur die kragwerking van u Heilige Gees. Ons vra dit van u om Jesus wil. Amen. Abraham, die vader van die gelowiges, jy weet sy naam was aanvanklik Abraham, en toe sy Abraham verander, wat beteken hy is die vader van die gelowiges. En ons ook, hy is ons voorvader. Dit staan in Galasiërs hoofstuk 3 vers 21. As jy glo in die Here Jesus Christus, dan is jy die nageslag van Abraham en erfgenaam van die belofte. So ons praat van iemand wat, ons is familie van hom. Die Here het hom geroep en vir hom 'n opdrag gegee, baie vreemde opdrag. Isak, ons gaan net nou daaroor praat, sy seun. Die opdrag is, gaan en gaan offer jou seun. Ek dink Abraham moes geskok gewees het tot in sy diepste fundamente toe, maar hy sê nie 'n woord nie. Hy doen wat die Here sê. Hy vat vir Isak en sê, kom ons gaan. Langs die pad vra Isak vir sy pa, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het hom geantwoord, seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek waar God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit. Jy sien, selfs Isak sê nie meer 'n woord nie. Isak is gewillig om geoffer te word. God eis dit van Abraham. Toe hoor Abraham 'n stem na hom roep, Abraham, Abraham. En hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God vir hom, los jou seun, moet jy iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien en dat jy nie geweier het om jou seun as jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is.
Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here sal voorsien word. Op die berg van die Here sal voorsien word. Ek lees uit Petrus se brief, eerste sendbrief van Petrus, hoofstuk 5. Julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daaraan om in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle kommernisse op die Here, want hy sorg vir julle. Ons tema vanmôre, voorsienigheid. 'n bietjie 'n snaakse onderwerp, want die woord voorsienigheid staan nêrens in die Bybel nie. Maar wel voorsien, en dit ook eintlik maar net op een plek. Aan Abraham, die Here het voorsien. So, jy sal nou miskien wonder, maar wat is voorsienigheid? Dan wil ek eintlik vir u sê, dit is 'n saak waaroor daar nie vir ons maklikheid, duidelikheid kom nie. Ek het nie onlangs heel wat gelees daaroor, ek het net so 'n dik boek gelees van 'n Nederlandse professor oor voorsienigheid. Paar dae gelees, want toe ek klaar gelees het, weet ek nog nie mooi waaroor gaan dit nie. In voorsienigheid gaan dit oor 'n ding wat ons eintlik goed van bewus is. Maar ons weet net nie mooi wat dit is nie. Dit wil eintlik vir ons sê dat God is altyd by ons. Jy's nooit 'n oomblik alleen nie. Hy dra jou as dit ware van oomblik tot oomblik en hy weet vooruit wat jy nodig het, wat in jou lewe nodig is. En hy voorsien vooruit aan presies daai nood of daai behoefte wat in jou lewe is. Met ander woorde, voorsienigheid gaan 'n saak wat vir ons lewe as mense in hierdie wêreld, veral vir ons as Christene, van fundamentele betekenis is. Dit is so fundamenteel dat ons eintlik nie daarsonder kan lewe nie. Of jy nou weet wat voorsienigheid is of nie, maar jy kan nie daarsonder nie. Dit is absoluut die fundament van ons lewe op aarde. Nou, die teoloë in hulle boeke sê vir ons dat voorsienigheid bestaan eintlik uit twee groot dinge. Dit het twee kante. Die een kant is God se onderhouding van alles, van die hele skepping, van ons as mense. Hy onderhou dit. Maar aan die ander kant, hy regeer en beheers dit met die oog op 'n bedoeling, 'n doel wat hy nastreef. Dis nie doelloos, hy hou hom nie doelloos besig nie. Hy hou hom nie doelloos besig met jou lewe nie, maar hy het 'n doel. En hy rig dit om daai doel te bereik. God het nie maar net die hemel en die aarde geskep en die groot heelal. Ons lees daarvan in Genesis 1 en 2 en 3. En dit daar neergesit en sê, nou moet dit maar aangaan nie. Nee, hy onderhou dit van dag tot dag. Hy hou dit as het ware in sy hand. Hy hou dit in stand.
Die wêreld het 'n neiging om te verval, agteruit te gaan, betekenis te verloor, maar die Here hou dit vas. Want dit is sy skepping en hy wil dit in stand hou. Nou klink dit vir ons, ek dink in hierdie tyd, klink dit vir u heel bekend, immers in die modelgebed, die Onse Vader, staan daar die bede, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is alwaaroor dit gaan. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, sou u dink, dis baie maklik, ons verstaan dit, dat die Here vir ons moet gee dit wat ons nodig het. Maar weer eens, as mense in die boeke gaan lees, die teologiese boeke, dan maak die teoloë daarvan 'n geweldige groot probleem. Een van ons bekende skrywers, wyle professor Dr. Johan Heinz, het 'n boek geskrywe oor die dogmatiek, en daarin sê hy, as 'n mens kyk na alles wat in die wêreld gebeur, al die ongevalle, die rampe, die natuurrampe, die ellendes in die wêreld, die pestsiektes, die HIV en die COVID-19, en al die hartseer en al die pyn en al daai dinge wat in die wêreld is, dan is dit eintlik teenstrydig met die gedagte dat God voorsien. Die goed stryd te mekaar. En sê Johan Heinz, dat daardie teenstrydigheid is so groot, dat dit eintlik van voorsienigheid 'n onsinnigheid maak. Dit het geen sin nie. Want dit is teenstrydig. As jy nou byvoorbeeld met jou kar ergens ver heen wil ry, dan bid jy dat die Here vir jou die reis voorspoedig moet maak en dat jy veilig jou bestemming moet bereik, en dan gebeur dit ook. Veilig gery, 'n lang pad hier vanaf tot in die Kaap. Maar weet u, volgens statistieke sterf daar elke jaar baie 11.000 mense in padongelukke. So die idee dat God vir mense die reis voorspoedig maak, werk hier en daar, maar daar is soveel uitsonderinge, soveel duisende mense wat hulle lewens verloor, dat dit is eintlik ook nie waar nie. Ongelowige mense gebruik dit juis om hulle self te gee waarom hulle nie glo nie. Hulle glo nie daaraan, hulle glo nie aan die voorsienigheid nie, want hulle glo, sê eintlik hulle glo nie aan God nie. Hy bestaan nie. So 100 jaar gelede het 'n Duitse filosoof met die naam van Friedrich Himmler gekom met die stelling wat wêreldwyd aanklank gevind het, dat God is dood. God is dood teologie. Hy bestaan nie, want jy sien hom nie. Al wat jy net sien is rampe en ellendes en smarte en droogtes en hongersnode. Dis wat jy sien. God bestaan nie, God is dood. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dat ten spyte van wat al daardie slim mense sê, al daai teoloë, glo ek persoonlik 100% aan die voorsienigheid van God. Maar dan moet 'n mens na die hele saak kyk vanuit 'n ander gesigspunt as wat hierdie teoloë dan. Hulle kyk na die praktiese dinge,
die teenstrydigheid van dinge. Ek dink die regte gesigspunt is dat 'n mens as gelowige moet sê, maar ten spyte van al daai dinge, dis waar, daar is al die reëlings, dis 'n gebroke wêreld wat ons in bly, en dis waar, ons sien dit, maar ten spyte daarvan, glo ek in God se onderhouding van my lewe is in sy hand. En jy moet dit ook aanvaar in die geloof, dat jou lewe is in sy wonderlike hand. Ten spyte van wat al die filosofe sê. En dan wil die Here vir ons dan lei daarin, om te weet dat hy ons lewe ook in sy hand het, en dit bring ons by die tweede deel, hierdie is die onderhouding. Hy onderhou sy skepping, hy het 'n doel daarmee, hy voer dit na die eindpunt toe, daar in Openbaring 22, daar staan dat God die hele skepping sal nuut maak, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en hy is op pad daarheen, en niks gaan hom daarvan afbring, om sy skepping daar te bring, waar hy alles nuut maak nie. Maar ook, dit geld ook van jou lewe. God het 'n plan vir jou lewe. En sy voorsienigheid bestaan daarin, dat hy jou lewe rig en lei, met die oog op die doel wat hy vir jou lewe het. En jy kan volhard daarin in die wete, dat die Here altyd by my is. Hy dra my in sy voorsienige hand. En ek wil dit vir u aanskoulik maak, verstaanbaar maak, deur vir u 3 voorbeelde te noem. Die een is van Abraham, waarvan ons gelees het daar ver in Genesis 22. Maar ek wil die vrymoedigheid neem om vir u ook van 2 insidente te vertel in my eie lewe, om te verduidelik waarom ek so sterk glo aan die voorsienigheid. God het die mens geskaap, Adam en Eva, daar in die paradys. Maar toe kom die sondeval, en toe word hulle uitgedryf in die paradys uit, en hulle verdwyn in die wêreldgeskiedenis. Die Bybel vertel nie vir ons waarheen is hulle nie. Hulle het eenvoudig verdwyn in die wêreldgeskiedenis in. En toe op 'n goeie dag, toe is daar weer 'n gebeurtenis, die toren van Babel, waar mense teen God in opstand kom en wil opklim hemel toe, maar dat God 'n verwarring veroorsaak, en dit skep die nasies van die wêreld, die verskillende nasies en volke, met hulle eie tale, en hulle eie godsdienste, en hulle eie gode, wat hulle vir hulle self geskep het. Maar daar is hulle weer verdwyn in die wêreldgeskiedenis in. Ons weet nie wat, hulle noem dit prehistories, voorhistories. Maar dan op 'n goeie dag, dan besluit God, hy gaan 'n nuwe begin maak. En hy roep een man, Abraham. En hy sê, kom, ek gaan vir jou 'n land gee, 'n beloofde land waarin jy kan bly. Ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee. Jou nageslag sal meer wees as die sterre in die hemel en die sand in die seestrand. En selfs al die nasies sal in jou geseën wees, hulle sal in jou seën deel. Maar die tyd gaan verby. Abraham was daai tyd toe die Here hom geroep het, so ongeveer 40 jaar oud. Sy vrou nog 'n bietjie jonger as hy. Maar die tyd gaan aan en die tyd gaan aan. En die jare gaan verby. En toe alle hoop verby is, Abraham was al 100 jaar oud gewees, en sy vrou was 90 jaar oud gewees. Toe uiteindelik
Toe kom daar 'n engel van God by Abraham, hulle het nie geweet, dis 'n engel nie, het geweet, dis maar 'n gewone mens. Maar hy sê vir hulle, dat hy bring vir hulle 'n boodskap, dat Sarah sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het gelag daaroor, hulle dink dit is 'n grappie. Dis 'n grappie. Hulle is nog al te oud. Sarah is al lank al verby die tyd dat sy nog kon kinders in die wêreld bring. En toe lag hulle daaroor. Maar toe is Isak gebore, en verskies as ek dit sê, toe noem hulle hom grappie. Sy naam is Isak. Die naam Isak beteken hy het gelag. Hulle het gelag. Maar dit is hoe God sy plan met die wêreld en met die mensdom in sy hand het. Al gaan die jare verby. Al is daar naderhand geen hoop meer vir menslik gesproke nie, dan hou God dit nog steeds in sy hand. En hy wil weet dat ons daarin sal glo en vertrou en weet dat God is daar, hy hou dit in sy hand. Jou lewe. Want hy het ook 'n bedoeling met jou lewe. En hoe dit nou ook al gebeur, baie teenstrydige dinge, op die ou end wil God daardie doel met jou lewe bereik en hy wil jou betrek daarbey. En daarom roep hy vir Abraham om hom voor 'n geweldige groot toets te stel, om te kyk, is hy in staat, is hy toegerus om vir hierdie groot taak wat ek vir hom het. En die Here sê, maar daai selfe seun, waarvoor julle so lank gewag het, wat uiteindelik gekom het, gaan offer hom. Dit moes vir Abraham 'n geweldige slag gewees en hy doen dit. Hy is gehoorsaam. Hy en Isak was toe al so 16, 17 jaar oud gewees waarskynlik. Hy is doodtevrede dat sy pa moet gaan offer, want God sê so. En toe voorsien die Here, voorsienigheid. En sê, ja Abraham, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Nou het ek vir u gesê, ek wil vir u vertel van 2 geleenthede in my eie lewe, waarop ek dit op 'n besondere wyse ondervind het. Toe ek in matriek was, het ons skool een keer op 'n Saterdagoggend na 'n ander skool toe gegaan om daar te gaan rugby speel. Dit was in daai tyd was dit nou die ou militêre vragmotors, die troepedraers, met banke agter in die bak en toegemaak met seile en oop agter. Ons is daar agter in daai bak en 33 skoolseuns en voor die bestuurder en 2 onderwysers. Ergens langs die pad gaan die pad oor die spoorlyn. En toe ons daar kom, toe gebeur 'n snaakse ding. In plaas dat die bestuurder stop en wag dat die trein verbygaan, het hy hom blykbaar so koud geskrik toe hy die trein sien kom, dat hy het nie briek getrap nie en hy het nie petrol gegee nie en niks, die voertuig het maar net aangevee, totdat sy 2 wiele tussen die spoorstawe staan. En op daai selfde moment, toe slaan daai trein, daai vragmotor, met brute geweld, dat hy so in die lug gesirkel gemaak het en weer, jy sien net seuns trek. Ek het hier agter in die agterste regterkant, die agterste hoek gesit. En hier rondom my het 3 seuns gesit wat al 3 die naam Benny het. Benny Keen, Benny Creer, Benny van die kerk. Hulle het hier om my gesit, die een hier en een daar. Maar toe die trein die vragmotor tref, hier waar ek sit, tref hy die vragmotor en hy buig die bak met so brute geweld, buig hy baie bak op en hy gooi hierdie 3 bennies, gooi hy onder die trein in en hulle is al 3 doodgetrap.
maar ek het reg in die lug opgetrek, en ek het bo op die vragmotor, bo op die lokomotief geval, en omtrent 30 meter verder het ek afgeval en daar in die veld bly lê, bewusteloos, waar hulle my kom optel het om hospitaal toe te vat. Dit was vir my 'n aangrypende gebeurtenis, want ek het gevoel dit is as het ware, asof 'n groot hand my vandaag kom uittel het uit daai ongeluk uit. Eintlik moes ek die heel eerste een gewees het wat dood is, maar ek is uit. Maar hierdie mense, hierdie bennies wat hier rondom my is, pragtige seuns wat oorlede is, doodgetrap deur die trein. Hoe werk dit? Dis weer daai teenstrydigheid waarvan professor Heinz praat. Jy's gered, maar wat vir die ander? Maar ons leef in die geloof. En jy moet in die geloof lewe. En ek het daarna, ek is uit 'n gelowige huisgesin gebou. My ouma veral was 'n baie toegewyde mens. En ek glo haar lewe, die invloed het ons op haar kinders gewerk en op my as kleinseun. En hier in my laat tienerjare was dit vir my 'n hartstog gewees om die Here te ken. Ek wil weet waar ek staan. In die huis waar ons gebly het, daar in die agterplaas, was so 'n groot plat klip. En ek het baie nagte laat, het ek op daai klip gaan sit. Dan kyk ek hoe die maan deur die lug trek en die sterre. En dan wonder ek by myself, waar is God? Hoe kom ek met hom in aanraking? Want ek wil weet. In die katekesasieklas het ek eendag vir die dominee gevra, dominee, hoe weet 'n mens jy's 'n kind van die Here? Toe sê hy vir my, jy moet maar net glo in die Here Jesus Christus. En dit is die regte antwoord. Maar dit het my nie gehelp nie. Ek was 'n soeker. En op daai stadium was ek al uit die skool uit en ek na Pretoria toe verhuis. En op 'n wonderlike manier, volgens die voorsienigheid van God, het hy my gelei na 'n man wat eintlik 'n hartstogtelike gelowige was, wat oor niks anders gepraat het as oor godsdiens en oor die Here Jesus nie. En dit het my in die begin geskok, maar ek baie gou agtergekom, maar hierdie man het iets wat ek nie het nie, en presies dit wat ek soek. Daar is sekerheid. En ek het gesoek, maar ek het op die ou en deur bemiddelik van hom het ek daarby uitgekom. Maar toe kry ek ook die roeping om predikant te word. En ek het 'n lang pad geloop. Ek het 7 jaar gemors. Omdat ek nie wou nie. Ek wou dit nie doen nie. Ek het nie gedink ek sal ooit deeg om 'n predikant te wees nie. Maar daar 7 jaar het daai roeping my nie gelos nie. En toe besluit ek, toe sê op 'n laat nag in 'n straat onder 'n liglamp, het ek by my vrou gevra, waarheen is jy op pad? Jy is op die verkeerde pad, jy is nie op die pad wat die Here vir jou wil lei nie. En net daar sê ek vir die Here, goed Here, ek sal dit doen. Maar dit was 'n krisis. Toe moes ek dadelik my bietjie spaargeld wat ek het vat, my kar betaal, het ek daarom net iets om te ry. Ek moes my werk bedank, en ek moes voltyd gaan teologie studeer. In Januarie maand van daai jaar, toe gaan ek universiteit toe en ek gaan registreer daar. As student gaan sien vir professor Groenewald, die dekaan van die fakulteit van regs van godsdienst, van teologie. En ek het geregistreer, maar toe ek nou daar uitkom in die sonlig, toe tref dit my soos 'n bom. Wat het jy nou gou aangevang? Daar op die kampus is sulke strate, daar ry karre daar, ek kom so op 'n sypaadjie en ek steek daar vas. En ek dink myself, wat nou? Ek het my werk bedank, ek kry nie meer geld nie. Ek het my bietjie spaargeld in die kar betaal. Ek
ek moet losies betaal. Aan die einde van die maand moet ek my losies betaal. Ek moet die universiteit klasgelde betaal. Ek het lewensonderhoud nodig en ek het nie geld nie. En ek het daar gestaan en by myself gewonder, moet ek nie maar teruggaan en vir die professor gaan sê, jammer, ek het my maar weer verskoon, maar op daai selfde moment toe hou hier so 'n groot swart, so 'n donkerblou Mercedes-Benz voor my sel, en die man daar binne en wys vir my klim in, en ek klim in. Toe sit professor Eddie Hamman van die departement van regsgeleerdheid, wat my daarom so effens geken het, en hy vra vir my, hy sê, ek hoor jy wil nou teologie studeer. Ek sê, ja professor. Hy sê, het jy geld? Ek sê, nee professor. Hy sê, nou luister, ek sê jou staan op 'n tydelike werk, hier by die departement van regsgeleerdheid. Die werk wat jy moet doen is sodanig dat jy dit sal kan doen terwyl jy teologie studeer, en jy kry 'n salaris daarvoor. Wat sê jy, wil jy? Ek sê, ja, natuurlik professor, natuurlik. En hy sê, nou gee my jou bankrekening se nommer en jou telefoon, en ek gee dit vir hom, hy sê, nou goed, dankie, totsiens, en hy ry. En daar staan ek. 5 minute gelede, toe was ek in absolute wanhoop. Ek het nie geweet waar dan heen nie. 5 minute later, toe is ek op die betaalstaat van die Universiteit van Pretoria. Ek kry 'n salaris. Die Here het voorsien. Beter as dit kan geen mens verwag nie. Maar waaroor het die Here dit voorsien? Hy het 'n plan met jou lewe. Hy wil jou eers bring. Want ons wil almal ergens kom in die lewe. Ek hoor dikwels oor die radio en plekke dat mense die uitdrukking gebruik, hulle wil graag 'n verskil maak. Ons wil almal graag 'n verskil maak. Maar wat is die verskil wat jy wil maak? God het vir jou iets vir jou lewe, dat as jy daarop konsentreer, dan sal dit verskil maak in jou lewe, want dit bring vir jou vastigheid, dit bring vir jou sekerheid, dit bring vir jou die ware lewe. Hier in Petrus 5 waar ek gelees het, sê Petrus, dat as ons op die Here vertrou, dat hy julle moedig, sterk en standvastig maak. Die Here doen dit vir jou. Hy bind jou lewe vas. Hy gee vir jou sekerheid. Hy gee vir jou gemoedsrus. Hy gee vir jou vrede. Want jy weet hy is met my al die tyd. Jy weet hy sorg vir my. Ek kan op hom vertrou. Hy is daar. Ek kan met hom praat. Ek kan selfs vir hom vra as daar dinge nodig is, want dit sê Petrus hier. Hy sê, werp al julle bekommernisse op die Here, want hy sorg vir julle. Werp al julle bekommernisse. Daai werp is 'n sterk woord. Dat die Here eintlik wil hê dat ons so vertrou op die Here moet hê, dat ons net eenvoudig dit op die Here werp en sê, Here, U het gegee en U sal voorsien. Al wat hy wil hê, is jy moet gehoorsaam wees, soos Abraham, en soos Isak, en jou lewe oorgee, aan al jou kommernisse, aan al jou probleme, en al die dinge wat jou druk, en wat jou kwel, laat dit aan die Here oor, werp dit op sy skouer, en hy sal vir jou sorg. Wat sê Abraham op die berg van die Here? Hy stel dit eintlik anders, ek is jammer, jy het nou nie 'n Bybel voor u nie. Hy sê dat die Here sal versorg, maar dan is daar 'n punt, dan sê hy, hulle sê nou nog. Met ander woorde, dit is 'n ding wat
in die geskiedenis van die volk Israel as dit ware legendaries geword het, waaroor hulle almal gepraat het. Die Here het vir Abraham voorsien. Hulle sê tot vandag toe nog sê hulle dit. Dat op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dit kan 'n slagspreuk van jou lewe word, jou geestelike lewe. Want God is met jou op weg. Jy mag dit miskien nie in jou eie oë weet nie, maar jy is vir die Here so belangrik, dat hy 'n doel in jou lewe, en hy wil hê dat jy daai doel sal bereik. En daarom skryf die apostel Petrus, vertrou op die Here. Werp al jou kommernisse, en die klem val op daai woordjie al. Werp al jou kommernisse op hom. En hy sal vir jou sorg. Sal jy waag om dit te doen? Dis 'n sprong, 'n geestelike sprong, waaroor jy nooit teleurgestel sal wees nie. Kom ons maak oë toe en ons bid saam. Ons Hemelvader, ons dankie dat U oor ons ontferm. Here, ons is so klein en onbelangrik in ons eie oë, dat ons onsself eintlik nie kan dink dat U die ewige God, dat U oor ons begaan is, oor my, hierdie klein mensie. Maar dis wat U in U woord vir ons sê. En U wil hê dat ons ganse lewe aan U moet toevertrou. Help ons om dit te doen. Help ons om daardie sprong te waag van oorgawe. Sprong na sekerheid. Om te weet die Here is by my altyd, hy voorsien my. Want op die berg van die Here word voorsien. Dankie Here dat U dit doen. Dankie dat U vir ons saligheid voorsien het. Deur U Seun in die wêreld te stuur om ons sondes te kom dra. Om ons lewe te verander. Om ons van daardie ou sondige wêreld en lewe te verlos. En vir ons 'n nuwe lewe te gee. 'n Ewige lewe. Wat ons heen bring na ons ewige bestemming. Omdat U met ons op weg is, ook vanmôre nog. Hier in hierdie kerk, en as ons hier uitgaan, en voortgaan met ons lewe, môre en oormôre, om te weet, die Here is met my, al die dae, tot by die volëinding van die wêreld. Hoor ons gebed, uit genade om Jesus wil. Amen.